Here, ons verklaar vanmôre dat die lewe is die moeite werd om te leef. Te danke aan wat U gedoen het. Here, wat 'n voorreg vanmôre om hierdie woorde te kan uiter. Here, om te weet dat U die prys betaal. Die graf is leeg, ons koning het opgestaan. En vanmôre, Here, as gemeente wil ons net in dankbaarheid by U kom stil word en sê dankie, dankie vir hierdie dag en wat dit verteenwoordig. Ons neem dit nie ligtelik op nie, ons weet, Here, dit is te dank aan wat hierdie naweek verteenwoordig. En natuurlik vandag, wat beteken oorwinning. Oorwinning oor die dood, oorwinning oor die vyand, oorwinning oor sy werke. Here, dat ons vanmôre as gemeente met 'n opgewondenheid en 'n lied in ons hart en dankbaarheid vanmôre by mekaar kan kom en sê dankie, dankie, dankie. Mag ons lewens vanmôre, ons lofprys en aanbidding waarlik 'n soete geur wees aan die koning van die konings vanmôre. Dankie, Here, vir hierdie voorreg ook in die woord en te mag delf. Dankie vanmôre, Here, vir elke persoon en gesin wat hier is vanmôre en elke familie wat verteenwoordig word. En mag U waarheid, Here, U woord wat skerper is as 'n tweesnydende swaard, waarlik in ons harte in kom delf vanmôre. En kom vind in ons, Here, as daar enigiets is wat nie van U af is nie, dat U dit vanmôre sal kom afsny. Mag U waarheid seëvier tot die eer en verheerliking in Jesus Christus se naam. Amen, amen. Jy is welkom die sitplek te neem. Maak seker elkeen wat naby U is, het 'n pragtige glimlag op die gesig. Want vanmôre beteken oorwinning. Amen. Ons is vanmôre op 'n simboliese grondgebied van oorwinning. En vanmôre jy sal sien, ons gesels oor hierdie tema, leeu en lam. En ek wil baie dankie sê aan Lisa, jy en Pieter, baie dankie. Ek weet ons is besig om ons sisteme so te kry waar ons selfs op livestream binnekort sal wees. En jy sal sien die boodskap vir Vrydag is al reeds opgelaai, sommer 'n paar minute na die boodskap. So baie dankie vir dit, vir Pieter. Ons waardeer jou, Esther. Ons waardeer jou baie. Jou vrou ook, ek sien daai vingertjie. Sê vir hom dankie. So jy's meer as welkom om Vrydag se boodskap te gaan luister as jy nie dalk Vrydag hier was nie. Maar ons gaan vanmôre voort spesifiek met deel 2. Vrydag se boodskap het ons gesels oor hierdie konsep van die lam van God en die leeu van Juda en hoe Openbaring, wat nogal 'n noem dit intimiderende boek is, spesifiek na Jesus verwys as die lam wat in praktyk die prentjie skep van 'n swak, nederige, klein dingetjie. Maar ons het spesifiek gesels oor wat die lam verteenwoordig en glo my, as jy Openbaring gelees, is dit alles behalwe swak en kwesbaar. Dit beteken mag en gesag en autoriteit. En die enigste offer wat waarlik gegee kon word, was die lam van God. Hy het die moed, die krag en autoriteit gehad om die dood te oorwin. Hy het die prys betaal. En ons is spesifiek, soos ek sê, gesels oor die lam, en vanmôre wil ek graag voortgaan, en ek wil graag gesels met u oor die leeu van Juda, en hoe hierdie prentjie met ander woorde dan by mekaar kom, en soos ek nou genoem het, dat vandag beteken oorwinning. Skoon, suiwer oorwinning. Die dood is oorwin, die prys is betaal, gemeente. Vandag, wat 'n kosbare herinnering en gedagte om vandag in vas te hou. Ek wil jou graag neem na ons hoofteks. Ons het dit Vrydag aangehaal, maar ek wil spesifiek weer na hierdie gedeelte kyk met aanleiding op die leeu, die tema van die leeu van môre. Kyk gerus saam met my op die skerm, Openbaring 5 vers 5 verder, en dit sê: "Toe sê een van die ouderlinge van my, moenie ween nie." Nou dit is Johannes wat hier praat. En hy sê: "Kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, met ander woorde die afstammeling van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek." Ons gaan spesifiek kyk na daai vers 5 vandag. Net 'n herinnering, vers 6 verder, en dit sê: "En ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die 4 lewende wesens,
En in die middel van die ouderlinge staan daar 'n lam, asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom, met ander woorde van gesag en autoriteit, wat op die troon sit, vers 8. En toe hy die boek neem, val die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sitters en goue skale vol reukwerk, wat die gebede van die heiliges is. Vers 9, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem. Met ander woorde, Jesus Christus is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en elke taal en elke volk en elke nasie. Vers 10, en het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Wat 'n belofte. Ek en jy sal as konings, as oorwinnaars, as kinders van die almagtige lewendige Vader heers op hierdie aarde. Verstaan u hierdie term van oorwinning? Wanneer ek en jy hierdie ontvang, wanneer ek en jy hierdie snap, wanneer ons hierdie kan begryp en sê, Here, daadwerklik, Paasnaweek gaan nie oor paaseiers nie. Dit is wel lekker. Ek hoop julle het al 'n paar paaseiers geëet. Ek het gisteraand my eerste een vir die naweek geëet. Het julle al gehad? Ek het nie vir die huis gekoop nie. Maar nou ja, ek wou julle nie in versoeking lei nie. Kom ons blameer dit daarop. So. Maar dit was so lekker, die chocolate en hierdie paaseier en daai lekker marshmallow in die binnekant. Amen. Manne, nee, oom Kobus, paaseiertjie gehad. So, yes, ek nou gewoond raak en nou sit oom hier so, maar in 'n geval, alright. So, die woord beskryf Jesus as die leeu en die lam. En weer eens, soos ek nou genoem, stem saam dat dit is nogal 2 uiterstes. Lam verteenwoordig mag, gesag en autoriteit. Maar saam met dit ook sagmoedigheid. En wat vir my so kosbaar is, wanneer ons spesifiek vanmôre kyk na die leeu van Juda, beteken dit majesteit, wat verwys na Jesus Christus se koningskap, gesag, autoriteit, sy heerskappy op hierdie aarde. Die werke van die vyand is verslaan, gemeente. Kan ek en jy vanmôre net vir 'n oomblik stil staan by hierdie gedagte? Die werke van die vyand is verslaan. Dit beteken nie 'n lewe sonder uitdagings nie. Dit beteken nie dat die Engels sê mooi, trials and tribulations will just fade away. Dit gaan nie verdwyn nie. Selfs Paulus, selfs Timoteus, selfs die manne van God, Johannes self, hulle het deur worsteling gegaan, hulle het deur uitdagings gegaan. Selfs Paulus, wat ek nou genoem het, wat gestenig was, wat geslaan was, 39 maal 5. Nou gaan doen daai som. 195 houe, wat hy ontvang het, as gevolg van sy geloof, wat hy het in die tronk opgeëindig as gevolg van sy geloof. So dit beteken nie, om in oorwinning te wandel, beteken nie, dit gaan sonder uitdagings kom nie. Dit beteken die Here het vir ons die wapens gegee om in oorwinning te kan wandel met die deurbraak deur elke uitdaging. En dis waarom ek en jy vanmôre ons kan met hierdie opgewondenheid in ons hart verstaan dat daar gaan uitdagings kom, maar die Here het ons die oorwinning gegee in die naam van Jesus Christus, as ook deur die uitstorting van die Heilige Gees, wat my en jou die autoriteit en mag en gesag gee, om die werke van die Heilige Gees toe te laat om in ons te werk en deur ons te werk. Ek dink nog steeds, en ek weet Pastoor Rian gaan binnekort daaroor gesels, oor die werking van die Heilige Gees. Gemeente, die Heilige Gees is 'n realiteit. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. As ek dit reg onthou, was dit omtrent een van my eerste gedagtes wat ek gedeel het, toe ek die voorreg gehad het om deel te word van hierdie gemeente, 2022. Het is spesifiek gekyk na die werking van die Heilige Gees. As jy gaan kyk na 'n woord van wysheid, woord van kennis, die spreek van tale, die uitleg van tale, die onderskeiding van verskillende geeste, bonatuurlike werke en vele meer.
As jy gaan kyk 40 dae na Jesus se opstanding uit die doodheid, het die Here gekom en hy het die Heilige Gees uitkom stort oor ons. Gemeente, die Here het sy Gees vir ons gegee met gesag en autoriteit. Ek en jy kan vanmôre in oorwinning wandel deur te danke aan die Heilige Gees wat in ons woon. Wat die teken is, soos die Engels sê, the circumcision of the heart. Daar is nie meer besnydenis nie. En ek gebruik 'n groot woord, want hier's kinders vanmôre. Ons hoef nie, dit gaan nie meer oor besnydenis, dit gaan oor die besnydenis van die hart. En dit is deur die teken van die Heilige Gees se werke in ons. En hier is die uitdaging. Dat as ek en jy vanmôre daadwerklik sê, ons is 'n kind en 'n disipel van die Here, is my volgende bemoediging aan jou is, om met 'n smeekgebed die Here te vra, Here, kom woon in my deur die Heilige Gees, en laat U werke begin manifesteer. Passion of the Christ. Onthou julle daardie film? Wat 'n film. Elke keer, ek dink ek het hom 3 keer gekyk, en daarna, ek kon dit nie meer nie, want elke keer dan vergryp ek my aan hierdie gedagte van toe die akteur wat die rol van Jesus gespeel het, daardie uitbeelding van Jesus se geslaan en die vel wat oopgeskeer word en die bloed wat besig is om uit te vloei. Daar's een gedeelte wat spesifiek vir my so mooi aanpas by vandag se term. Jy sal sien die volgende skyfie. Hierdie is die akteur, ek kan nie sy naam onthou nie, maar hy die karakter van Jesus gespeel. Daar's 'n spesifieke gedeelte, en jy is welkom, hou die preekie net so. Daar's 'n gedeelte toe aan die heel einde van die film, op 'n stadium, dan sit die akteur so op sy knieë, en die kamera wys so op die kant van sy gesig, hierdie beeld, en die oë, ongelukkig was dit die naaste wat ek aan kon kry, maar daar's 'n kyk in die akteur se oë van 'n tipe van 'n vasberadenheid, van 'n gesag, autoriteit, van oorwinning. En die volgende ook, dan staan die akteur op, en hy stap uit en die film eindig. En ek kry hierdie prentjie toe ek besig was om voor te berei van hierdie akteur se uitkyk. Kan jy vir 'n oomblik dink, toe Jesus uit die doodheid opgestaan het, hy's in hierdie graf, hy staan uit die doodheid op, die lappe wat nog steeds daar was, daar waar hy gelê het, toe hy dood was. En hy moes 10:1, en ek praat maar soos wat ek uit my menslike denke, uit dink hoe dit was, het hy 10:1 omgekyk, na die lappe gekyk, hy het na die graf gekyk, die deur, die klip is oopgerol, hy kyk na hierdie opening, en kan jy vir 'n oomblik indink, wat het deur Jesus se gedagtes gegaan, toe hy daar opstaan, en hy stap by die graf uit, wetend, ek het oorwin, tetelestai, dit is volbring, my skepingsdoel op hierdie aarde, my lewensdoel is vervul, met ander woorde, toe hy daar uitstap, en die verklarings, en die uitstorting van die Heilige Gees, en hy gesels met sy disippels, hy praat met Simon, hy praat met sy disippels, hy praat met Maria, hy praat met die manne, hy bemoedig hulle in die woord, hy bemoedig hulle in die waarheid, soveel so, dat hy ook sy hande beskikbaar maak, dat die mense sy hande kon sien, sy voete, selfs die sny waar die spies ingegaan het, hy wys vir hulle die oorwinning, gemeente. En daar dieselfde koning wat sy hande wys, sy voete wys, die sykant wys, kom na die mense toe en hy sê vir hulle, kyk, jy is saam met my gekruisig, ek het die prys vir jou betaal, is nie meer jy wat leef nie, maar ek leef nou in jou, en daai selfde vasberadenheid, kan ek en jy vanmôre ook, hierdie mentaliteit opneem om te sê, Here, 'n vasberadenheid van tot hier toe, en nie verder nie, die vyand se werk moet stop. Hoeveel huwelike in hierdie gebou vanmôre sit, wat besig is uit mekaar uit te val, hoeveel mense wat sukkel met goed, en seer en hartseer en pyn. Die vyand is lastig. As ek hom 'n kompliment vanmôre kan gee. Hy wil vernietig. As dit Vrydag het ek dit genoem. Hy wil steel van jou vreugde en jou hoop, jou toekoms. Hy wil jou kinders van jou steel. Hy wil slag. En hy wil vernietig. Huwelik, hy weet, as hy nie huwelik vat hy nie kerk. Dink gou vir 'n oomblik waaruit hierdie gemeente bestaan. Bestaan uit huwelike,
kinders, gesinne, families, wat vanmôre hier is. En hoeveel huwelike is al reeds uit mekaar uitgeskeur? Hoeveel kinders is al reeds in posisies waar die vyand hulle wil vashou? Maar dan kom hierdie vasberadenheid en sê, Here, ek gaan aanhou beklei. Ek gaan stompies beklei vir my kinders, my eie kinders wat vanmôre in die gebou sit. Ek gaan my knie en arms stompies beklei vir hulle. Ek gaan my knie stompies beklei vir my huwelik. Al is my vrou so vriendelik en geduldig met my. En my man, so awesome, so heerlik, ryk soggens. Amen. Van koffie. Pragtig, né? Daai man, daai vrou wat langs jou sit. Jy laat agterkom, ons sit soms bietjie vas, né Marius? Ons is geduldig. Ons mans kan soms julle vrouens irriteer, nie waar nie? Stil. Julle is versigtig vanmôre. Ons kinders, om kinders groot te maak in vandag se tye, is nie vir sissies nie. En ons kan nie, jy kan sê wat jy wil, ons kan nie ons ouerskap vergelyk met vroeër jare se ouerskap nie, want daar was sekere goeders wat ons as ouers vandag in die gesig staar, wat ons as kinders nie gesien het nie. Ek bedoel, ons kon tokkie speel tot wat, 11 uur die nag, sonder dat oom Koos of Piet, of sies ek nou versigtig om name te noem, ons met 'n geweer wil skiet. Ons kan 'n klip teen die deur gooi en weghardloop en lag daaroor. Vandag, papa jou siel. Ons kon actually net oor die gras stap na buurman se tuin toe en sy appels of sy druiwe steel, né? Nou moet jy oor die Devil's Fork klim en oor die electric fencing sonder om geskok te word. Traai daai uitdaging. Ek het al, dit werk nie. TV games, PlayStation. Onthou julle daai kassette wat gesê het soos 15,001. Twak man, hy het soos 500 van een game gehad. Onthou julle daai Super Mario Bros of wat Brothers en Tank, Battle Tank en Bomberman. Ons kinders vandag, hulle speel met mense oor see. Regtig? Ek kon nie eens teen my ma speel nie. Wat nog van iemand in Australië? Besef julle dat ons leef in ander tye? Ons kon die boer se appel steel en eet. Vandag, jy kan nie. Hy sal jou skiet. En dis hoekom ons die Here moet vertrou vir soveel wysheid en kennis en insig. Om vandag 'n besigheid se deure oop te hou, is ook nie vir sissies nie. Ek haal my hoed af vir ons besigheidsmanne. Ek haal my hoed af vir ons boere. Ek haal my hoed af vir mense wat mense onder hulle het, bedoelende wat salarisse moet betaal. Want ek weet, die baas kom altyd laaste. Nee, meneer Niels, die baas kom laaste. Jy sorg vir jou mense. Die boere. Ek dink ons boeregemeenskap het seker die meeste geloof, want julle is afhanklik van reën. Ek sien dit in my eie ouers, wat ook boer, aan die kant brandvleis. Nie weet wat dit is, jy gaan Google dit. Selfs Google weet nie. Is in die middel van niks en nêrens. Julle het geloof. En dan hoor ek die droogtes, en ek hoor die rowwe tye, en ek hoor die moeilike tye, en ek dink myself, Here, hoe bemoedig ons mense, hoe bemoedig ons gemeenskappe, hoe bemoedig ons besigheidsmanne, hoe bemoedig ons gesinne, hoe bemoedig ons ouers, wat in vandag se tye moet kinders groot maak, wat, daar is nie 'n boek vir dit nie. Het jy agtergekom, daar was nie so 'n handboek wat saam met jou kind uitgekom het nie, né? Ek het gekyk, my vrou het 'n keiser gehad en my kind uitkom, het ek net so gedraai, daar's niks. Soveel so dat ek daar in daai moederskamer gelê het en gedink het, Here, dankie vir my kind, maar hoe kry ek al groot en hoe kry ek my seun groot? Ouerskap is nie vir sissies nie. Hierdie lewe van 'n Christen is nie vir sissies nie. En as jy gaan dink aan die leeu van Juda, as jy gaan kyk na daai uitdrukking van die akteur, dit was wel 'n akteur, maar ek is oortuig daarvan, Jesus, toe hy daar in die graf staan, moes hy 'n autoriteit in hom laat opstaan het om te sê, Vader, U het my uit die dood uit opgerig deur die Heilige Gees, en ek het volbring U perfekte wil. Geen mens sou kon gedoen het wat Jesus doen nie. Geen engel sou kon doen wat Jesus gedoen het nie. Net die Seun van God, die leeu van Juda, kon doen wat hy vir ons gedoen het. Kyk na nommer 1, ons het Vrydag gekyk na waarom die lam en die autoriteit van die lam. Ek wil vanmôre dieselfde sleutels aanhaal, maar uit die aspek van die leeu.
waarom die leeu van Juda en die autoriteit van die leeu. So kom ons kyk na nommer 1. Waarom leeu van Juda? Die leeu verteenwoordig die volgende. Jy sal sien hier, die volgende skyfie is krag, mag, autoriteit, koningskap, as ook seëviering teen God se vyande, as ook ons. Gemeente, ons het oorwinning. Oorwinning beteken nie sonder oorloon nie. Dit gaan nog steeds kom. Negatiewe gedagtes, depressie, angs, vrees, gaan nog steeds aan jou deur kom klop. Maar dan kom daar hierdie, die Engels sê mooi woord, boldness. Weereens, as jy dink aan daai akteur se gesigsuitdrukking van autoriteit, en sê, weet jy wat, tot hier toe nie verder nie. Kan ek en jy vanmôre ook daardie mentaliteit opneem van Here, 'n seëviering oor my vyande. Beteken ek gaan met my vuiste beklei nie, beteken ek gaan in gebed beklei. Dit beteken ek gaan die waarheid van die Here spreek. Die manier wat ek besigheid doen is tot God se eer. Die manier wat ek my personeel hanteer is tot God se eer, want ek wandel in oorwinning. Die manier wat ek my vrou lei of my man liefhet of my kinders grootmaak en hoe ek die lewe benader is tot God se eer. En dit is nie om die Engels praat van die woord cocky te wees of wat noem mense dit, hoogmoedig nie. Jesus was nie hoogmoedig toe hy daar in daai leë graf staan, bedoelende waar daar geen dooie mens meer was nie. Hy was nederig onder die hand van God, maar dan sê 1 Petrus 5, humble yourself under the mighty hand of God. Verklaar jouself nederig onder die hand van God. Hoekom? Want hy sal jou oplig. Hy sal jou oplig. Ek en jy hoef niks onsself eie beeld te blaas nie. Al wat ons moet doen is om sê, Here, al die eer en die lof kom U toe. Want dit wat ek vanmôre preek, het ek net maar ek denk ek gaan uithaal nie, want ek is so onkundig wat kan wees. Want my waarheid en my wysheid waarin ek vashou kom uit hierdie boek. Ek weet niks. Maar dan kom die woord en die waarheid en hy gee my wysheid, hy gee my riglyne waarvolgens ek my vrou kan lief hê, waarvolgens ek my kinders kan grootmaak. As ek saam met my kinders en my vrou kan stiltetyd hou en ons lees die skrif. Hoe om my medemens te hanteer, wat ek so lief voor is. As daai man met sy taxi voor my inry, ek is lief vir jou. As die besigheidsman my probeer inhou, weet jy wat, ek is nog steeds lief vir jou. As my vrou so 'n bietjie krapperig met my raak, weet jy wat, ek is nog steeds lief vir jou. Agape liefde vir jou man, onvoorwaardelik, vooruitstrewend. Amen. Soos lief vir die man, nie vir sy pens nie. Jy het net meer om lief voor te hê. My vrou, jy het meer om lief te hê. Amen. Ek was amper die helfte van my gewig toe ek getroud is. Nou het jy meer om lief te hê. Ongeëwenaarde moed is die volgende ene. Daai woord, en jy is welkom, ek moes hierdie woord gaan Google. Want dit is groot Afrikaans wat ek vanmôre hier uithaal. Ongeëwenaarde moed het Jesus Christus gehad om die leeu van Juda te wees vir ons as mens. Slegs Jesus Christus kon hierdie moed en die oorwinning bymekaar bring. Soos ek nou gesê het, ek glo nie eers die engele kon dit doen nie. Jesus Christus was die versoening tussen God en die mens. En dit was 'n taak ver bo enige menslike denke. Jesus het nie weggekwyn van sy taak nie. Jesus het onverskrokke, yes, dis groot Afrikaans hier sit dan, ja. Jesus het onverskrokke, prys die Here vir Google, sy doel vervul met gesag, met waarheid en die perfekte lewe geleef as voorbeeld vir ons as sy disippels. Het jy al agterkom, soms vat jy 'n taak aan wat bietjie groter as jouself voel, soos om Kimberley toe te trek, dan dink ek, Here, nee. Om Kimberley toe trek, om in die Weskaap dalk groot te word, om 'n nuwe besigheid te begin. Joh, dit is soms, dit voel groter as jy. Maar hier is die wonderlike ding, is wanneer die Here in die saak is, wanneer jy jou besigheid begin, wanneer jy in die huwelik bevestig word, wanneer daar ouerskap betrokke raak, dan kom die Here, en baie keer ons wil in ons menslike denke probeer dinge uitredeneer,
Maar hoor wat ek jou sê vanmôre, soos ek nou genoem het, die lewe is indirek ver bo ons menslike denke, want ons kan nie voorspel wat gaan kom nie, die lewe is onvoorspelbaar. Maar as dit die goeie nuus vanmôre, dan kom die oorwinning deur wysheid en die genade van Jesus Christus. Kyk saam met my Genesis 49 vers 8 tot 10, dit verklaar die volgende: Juda, al jou broers sal jou eer, jou vyande sal jou onderdanig wees, jou broers sal in respek voor jou buig. Vers 9, Juda is soos 'n jong leeu, hy vernietig sy prooi en keer na sy lêplek terug. Soos 'n leeu krul hy hom in sy blyplek op en niemand sal dit naby sy skuilplek waag nie. Juda sal nog koning word en sy koningskap sal eeue lank duur. Uit jou sal iemand kom wat regeer, van oral sal die volke kom om in eerbied voor hom te buig en hom te eer. Kan jy sien, reeds in Genesis was die koms van Jesus geprofeteer. Jesus het nie eers, noem dit maar in Matteus, eers ter sprake gekom nie. Hy was daar van die skepping af, van die begin, van daar. 200 jaar na Juda se afsterwe word Israel uit Egipte bevry. Interessant is die feit dat die stam van Juda was die belangrikste stam van al die stamme. Ek het so 'n prentjie daar wat ek graag vir julle wil wys. Jy sal sien, daar is die tabernakel in die middel. Nou met ander woorde, toe die Israeliete deur die wildernis beweeg het, vir 40 jaar, elke keer waar die Here tot stilstand gekom het, met ander woorde waar die wolfkolom van in die dag en die vuurkolom in die aand, waar dit tot stilstand gekom het, het die stamme gaan stop en hulle tent opgeslaan. Die stam van Juda, jy sal sien, is heel onder in die middel, by die ingang. Met ander woorde, hulle het die belangrikste plek daar verkry. Hulle was ook, met ander woorde, die stam van Juda moes eerste offers maak aan God. Selfs toe hulle teen die Kanaaniete gaan veg het, was hulle op die voorste linie, selfs ook teen die stam van Benjamin. Toe hulle in oorlog gegaan het, was Juda heel voor. Jesus kom uit die stam ook van Juda. En dit is waarom, as jy gaan kyk na die leeu van Juda, beteken dit die koning wat uit die stam van Juda afkom. Die leeu van Juda. Ek en jy aanbid hierdie Christus. Hy is ons oorwinnaar. Die leeu van Juda, die lam van God, Jesus Christus, die Messia. So nommer 1 vanmôre, waarom die leeu van Juda? Is want hy het al die mag, gesag en autoriteit wat uit die stam van Juda afkom. En dan die laaste een vanmôre waarmee ek die vliegtuig wil land, is die autoriteit van die leeu. Autoriteit van die leeu. Ek wil graag weer 'n vers aanhaal wat ek Vrydag na verwys het, Matteus 28. Kyk weer saam met my na hierdie. En ek kan hierdie vers nie genoeg beklemtoon nie. Jesus het nader gekom en met hulle gespreek, met ander woorde met sy disippels. Onthou, dis net voordat hy opgevaar het, toe verklaar hy die volgende, die leeu van Juda. Aan my, met ander woorde die leeu van Juda, is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. So met ander woorde gemeente, as ek en jy vanmôre onsself wil afvra, watter autoriteit het die leeu van Juda? Alles. Alles. Kyk weer saam met my Openbaring 5 vers 5, het sê, en dit was in ons hoofteks, die eerste vers wat ek net nou aangehaal het. Dit sê die volgende: toe sê een van die ouderlinge vir my, met ander woorde vir Johannes, moenie ween nie. Kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, met ander woorde afstammeling uit die bloedlyn van Dawid, het oorwin. Hoekom? Om die boek oop te maak en die 7 seels te breek. Die leeu van Juda is die enigste waardige persoon wat die seels kan oopmaak. En hoekom praat ons spesifiek van die boekrol vanmôre? Die boekrol wat hierna verwys word, bevat God se toekoms vir hierdie wêreld. Nou, hierdie sluit in oordeel as ook verlossing. Die boekrol verteenwoordig oordeel en die boekrol verteenwoordig verlossing.
En ek wil die volgende prentjie kan jy opsit daarso. Ek moet sê toe ek in hierdie gedeelte in begin delf, en daai ek het Vrydag genoem, die boek van Openbaring, en ek gaan eerlik wees. Ek sukkel om daarin te maal en te lees en te mediteer, want hierdie beeldspraak en van dit is letterlik, van dit is figuurlik gesproke en beeldspraak gesproke. Moet ek sê, dit gaan my verstand te bowe. Ek sukkel nog om my menslike, beperkte denke om dit te kry. Die 7 seels word deur hierdie 7 prentjies verteenwoordig. Nou jy sal sien, die eerste 4 seels verwys hulle die hele tyd na perde, wat baie interessant is. Nou wat beteken dit? Die eerste perd, en jy kan kyk daar in Openbaring, as jy notas maak, Openbaring 6, vers 1 en 2, praat van 'n wit perd, wat die eerste seel is. Nou asseblief, bear with me, soos hulle sê in Engels. Hierdie is Openbaringe wat ek nog self onthou. Die wit perd verteenwoordig vals propaganda. Daai is mooi Afrikaans, propaganda. Met ander woorde, valse profete, valse messias. Wat vir my interessant is, ons hoor alreeds van valse messias en messiasse en valse predikers en valse profete wat alreeds in ons wêreld is. Nou of hierdie seel spesifiek alreeds oopgemaak is en of dit nog moet kom, weet ek nie. Maar as ek gaan lees wat Openbaring van praat, is dit nogal vir my in die vlees skrikwekkend om te sien, maar baie van hierdie goed, Here, is al alreeds hier. So nommer 1, die wit perd verwys na valse profete. Nommer 2, die rooi perd daarso verwys na oorloë. Met ander woorde, die tweede seel wat gebreek word, verwys na die oorloë. En daar kan jy kyk Openbaring 6, vers 3 tot 4. Die derde een daar sal verwys daarna 'n swart perd. 'n Swart perd wat verwys na hongersnood as ook inflasie. Ek wil dit weer sê, hongersnood en inflasie. Baie interessant, tariewe wat onlangs verhoog is, deur 'n sekere president wat onlangs gekies is. Ons regering wat besluit het om ook sekere tariewe te verhoog. Ek sê nie hierdie seel is reeds gebreek nie, want in my menslike denke weet ek nie. Maar as ek aan my geesmens moet praat vanmôre, ervaar ek dat hierdie seels is besig om oopgemaak te word, gemeente. Dan die 4de perd daarso. Ek weet die skerm is 'n bietjie onduidelik. Jy sal sien die eerste perd is wit, maar die 4de een is hierdie vaal grys perd. Die Engels praat van 'n pale horse. 'n Pale horse verwys na dood. Nou dis harde woorde vanmôre. Maar verwys na die dood, want die leeu van Juda is die enigste een wat hierdie seels kan oopmaak. Die 5de een sal jy sien daarso is 'n mannetjie wat so op sy knie sit. Dit verwys na martelare se noodkreet aan die voet van die altaar. Martelare se noodkreet. Met ander woorde waar mense uitroep na die Here. Die 6de seel sal jy sien daar praat van aardbewings en natuurrampe wat ook al reeds gebeur. Hoeveel aardbewings ons onlangs deurgemaak het, vloede wat daar is, droogtes ensovoorts. En dan die laaste ene. Jy sal sien so 'n mannetjie met 'n vinger voor die mond, daar is 'n verwys na 'n halfuur se stilte in die hemel voordat die 7 trompette blaas wat verwys na word in Openbaring 8 vers 1. Nou ek weet, gemeente, en jy sal teen hierdie weer op die Facebook boodskap weer of die YouTube video weer moet gaan luister. Maar gaan lees Openbaring 6 en 7 en 8. En kyk of u hierdie verstaan, want hierdie die denke en die beeldspraak en die verwysings van die leeu van Juda wat hierdie seels breek, soos ek sê, dit gaan my menslike verstand te bowe. Johannes 5 vers 22 verklaar die volgende: want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun, met ander woorde die leeu van Juda gegee, vers 23, sodat almal die Seun, die leeu van Juda kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun, met ander woorde die leeu van Juda nie eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Gemeente ook hierdie naweek. Ek staan vanoggend in die stort
lekker vroeg. En ek staan weer eens en ek besef, my Here, wat het die naweek verteenwoordig? Jesus Christus het in die kruis gesterf. En ek het onlangs gepraat spesifiek oor die vrees van God. Onthou jy daai preek waar ons mensdom het die vrees vir God verloor? En ek bedoel dit met respek en ek eer u wat vanmôre hier is. En ek eer nog steeds die mense wat weens omstandighede nie hier kan wees nie. Maar hoeveel mense vanmôre lê nog lekker snoesig in die bed, dis lang naweek, is nie lus om kerk toe te gaan nie. Hoeveel van ons dalk raak in hierdie gemaksone van die wêreld wat louwarm is, wat sê, maar weet jy wat, die Here is 'n godsdiens wat ek kan aan en af sit. So op 'n Saterdag kan ek hierdie persoon wees en op 'n Sondag sit ek my kerkhoedjie aan en nou is ek 'n goeie mens. Wat het geword van ons is die skepping van God en ek eerbiedig my koning met alles in my. Wanneer laas was jy fisies met jou neus teen 'n mat of op teels op die grond voor die Here? Ek wil dit weer vra. Wanneer laas was jy met jou gesig en jou voorkop, met jou neus en jou mond teen 'n mat of 'n teel of op die vloer voor die Here besig om hom te bid? Jesus Christus, God die Vader en die Heilige Gees is nie my pel nie. Hy's nie my buddy nie, hy's nie my chommy nie. Hy's nie iemand soos die ou toppie daar bo in die hemel nie. Hy's nie my pel nie. Hy's my koning. As jy gaan kyk in die Ou Testament hoe die mense voor menslike konings gebuig het, daai koning eerbiedig het, hom amper aanbid het. Hoe hulle ek nie dit noem nie. Hulle het daai persoon so geëer, 'n mens. Hoeveel te meer die leeu van Juda, hoeveel te meer die skepper van hemel en aarde, hoeveel te meer die persoon Heilige Gees wat die leeu van Juda uit die dood het opgewek het, wat vandag hier is en in ons is en die vermoë het om deur ons te werk. Wanneer laas was ek en jy op ons aangesig voor die Here met ons neus teen die mat of ons voorkop op die teels? Jy is stil vanmôre. Ek gee u nie pak nie asseblief. Ek gaan dit los op pastoor Ben. Die sweepslaner. Maar wanneer ek en weer eens, en ons sê dit elke keer wat ons 'n preek voorberei, moet jy hierdie preek vir jouself in die spieël kan preek. En dan voel jy die houe soms iets op die, jy voel jy houe op die boude en sê, Here vergewe my. Here, wanneer laas was ek as Steven op my aangesig voor u? Wanneer laas het ek as Steven u waarlik geëerbiedig? En as ek lees wat Johannes sê, wie die leeu van Juda nie eer nie, eerbiedig nie die Vader nie. Deur homself te gee as vlekkelose lam het die leeu van Juda die werke van Satan vernietig. En ons het vandag 'n oop weg na die Vader deur Jesus Christus. Die tabernakel het 'n gedeelte gehad en selfs die tempel van God het 'n gedeelte gehad wat hulle praat van die allerheiligste plek. God se teenwoordigheid. So met ander woorde, toe Jesus aan die kruis gehang het en hy sê tetelestai en hy gee sy gees oor in die genade van die Here, met ander woorde, sy lewe gaan uit om uit sy menslike liggaam uit. Waar die aardbewing plaasgevind het daai gordyn geskeur. En dit het weggemaak waar ek en jy vanmôre as kinders van God die voorreg het om in die allerheiligste teenwoordigheid van God te mag betree en te mag ingaan. In die naam bo alle name, die naam van Jesus Christus en sy naam alleen. Nie Mohammed nie, nie Allah nie, Jesus. Nie Boeddha nie, nie enige ander naam nie, behalwe die naam van Jesus Christus. Want hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe waarom ek en jy vanmôre hier kan wees. Lewe sonder Jesus is nie die moeite werd nie. Vanmôre jy sit dalk hier en jy het die Here aangeneem, maar jy voel lou warm.
halfhartig. Ek sê weer, wanneer laas was jy met jou neus of jou voorkop op jou aangesig voor die Here? Wanneer laas het jy waarlik uitgeroep na die Here? Wanneer laas het ek en jy met lofprysing en aanbidding, met 'n totale oorgawe, al is dit in jou huis, al is dit in die stort waar ons so lekker kan sing, amen. Die soort sing lekker, dis waar ek leer sing het en ek leer nog steeds. Vra my kinders, hulle hoor soms papa's vang sulke lekker noot. Maar waar jy in die stort jou hande kan lig, die Here te kan loof, in jou binnekamer die Here te kan loof, saam met jou kinders die Here te kan loof. Wanneer laas het jy 'n getuienis aan jou kinders gedeel van hoe goed God is? Iets wat ek geniet om te doen, ons bid byvoorbeeld vir my ma vir reën op die plaas, en wanneer dit reën, dan stuur my ma vir my die video en sê, prys die Here, hy het reën gestuur. Dan vat ek daai videoetjie en ek wys dit vir my kinders, ek sê, kyk wat doen julle gebed. Kyk wat doen julle gebed, waar my kinders vir ouma bid, en vir oupa Andrei, en vir ouma Mariaan, sy is eintlik Mariaan, maar nou is dit ou Mariaan, waar hulle kan bid vir reën. Hoeveel wonderwerk het ons al in hierdie einste gebou gesien, ons eie vader van die huis, ons het gebid, dat die Here daai kanker sal vernietig. Hy is skoon, silwer skoon, die telling stel 0 op, waar dit oor die 14 was, is dit nou 0. Hoeveel wonderwerk is dit nog hier van getuienisse, waar mense nie kon kinders gehad het nie, ons ingesluit, 2 kinders, vandag, toe sê ons, Here stop nou, okay, wow, die seëning is genoeg, 2 is reg. Hoeveel getuienisse is hier vanmôre, jy as gesin, as familie, hoeveel wonderwerke wat jy van kan getuig vanmôre, te danke aan die leeu van Juda, wat gesag en mag vir jou gegee het, om te kan bid in sy naam, en te kan oopmaak, dit wat die vyand wil geslote hou. Ek sê weer, die lewe saam met Jesus beteken nie sonder uitdagings nie. Daar sal uitdagings kom, maar die goeie nuus is, hou goeie moed, sê Jesus. Ek het die wêreld oorwin, met ander woorde, ek het die sleutels in jou hand geplaas, om oorwinning te behaal, want jy het reg en toegang tot in die allerheiligste van die heiligste in, deur Jesus Christus. Kan ek en jy vanmôre saam bid? Ek wil 'n corporate prayer, ek weet nie wat die Afrikaans is, ek wil saam met elkeen van ons bid vanmôre. Laat die Here ons louwarm boude, kan ek sê boude, kan vuurwarm maak, en ek sê nie 'n pak sla nie, maar ek praat van dat daardie vlam in jou hart vanmôre weer sal opvlam, en jy vurig word tot eer van die Here, nie om te vernietig die werke van God en mense nie, maar kan jy gou vir my weer daai skyfie opsit van die akteur en sy gesig, sy oë, dat ek en jy vanmôre ook hierdie vasberadene kyk in ons harte sal opwakker, en sê, Here, as ek soos daai akteur, alhoewel hy, noem dit in daai oomblik, net voor 'n kamera gesit het, maar wat het Jesus, wat se kyk het Jesus in sy oë gehad, toe hy na die oop deur kyk, en hy opstaan, en hy stap uit? Kan ek en jy vanmôre uit ons grafte uitstap, en sê, Here, my gebroke huwelik, ek stap uit dit uit, in die opsig van die werke van die vyand, en ek vat my vrou se hand, en ek stap in oorwinning in. Ek vat my kinders se hand uit die dood uit, en ek wil hulle red in die opsig van, in die naam van Jesus Christus, in die allerheiligste. My besigheid, ek vat dit uit die mag van die vyand se hande werk, en ek dra dit op aan U. En ek gee dit oor in die allerheiligste. Here, laat U wil geskied. Here, my denke, hierdie depressie, hierdie angs, hierdie vrees, hierdie hopeloosheid, ek haal dit uit die graf uit, want ek wandel oorwinning, en ek plaas dit in die allerheiligste in, my denke van oorwinning. En wanneer die vyand kom om te vernietig, sal ek vas staan. Petrus moes nog steeds op die water loop. Johannes het nog steeds uitdagings gehad. Paulus moes nog steeds deur die versoeking gaan, en deur die uitdagings, en van steniging, en skipbreek, en houe, en die tronk. Maar selfs Paulus, toe in die tronk sit, begin hy die Here se naam groot maak. En hy loof die Here in die tronk.
kan ek en jy vanmôre ook die Here eer en loof en prys. Jy's raak vanmôre in 'n tronk van omstandighede. Maar kan ek hier vanmôre die leë graf agterlaat en sê, Here, ek is saam met U gekruisig. Nie meer ek nie, maar wanneer ek vandag, noem dit in die geestelike realm, uit hierdie deure uitstap, stap ek in oorwinning in, tot sy eer, deur die leiding van die Heilige Gees. Nou moet ek land, ekskuus, ek praat vir 'n lewe. So. Kom ons bid so. Here, wat 'n voorreg om vanmôre hierdie gedagte te mag ontvang, saam met ons as gemeente. Here, ek dra ons as gemeente aan U op vanmôre, en selfs die wat vanmôre nie kan wees weens omstandighede. Here, elke persoon wat vanmôre na my luister op YouTube. Here, dat ons vanmôre as gemeente, as diensknegte, as disippels van die almagtige Vader, Here, vanmôre die graf sal agterlaat van dood. Want Here, U het uit die graf uitgewandel, uitgestap, met 'n vasberadenheid van oorwinning. Die leeu van Juda, die lam van God, het die prys betaal en met oorwinning uit die graf uitgestap en gesê, ek gee aan jou my Parakletos, my Heilige Gees, sodat jy in oorwinning kan wandel. En mag ons vanmôre as gemeente, Here, U Gees ontvang en toelaat, laat U Gees begin in en deur ons werk. Ek bid teen vleeslike hardkoppigheid. Ek bid teen die werke van die vyand. Ek bid teen depressie, angs, vrees, hopeloosheid, Here. Ek bid teen die werke van die vyand, teen ons huwelike, teenoor ons finansies, teenoor ons materialisme, Here, hoe die vyand gekom het en steel en verslag en verwoes en soveel gesinne en families wat hierdie, noem dit slagting, ervaar tans. En mag U, Here, kom en kom restoreer en herstel en voorsien, genees en weer opbou. En mag ons as gemeente vanmôre onsself afhanklik verklaar aan die Seun van God, die leeu van Juda, die lam van God. Dankie vir die kruis, dankie vir die oorwinning. Dankie vir wat hierdie naweek verteenwoordig, en vergewe ons ook, Here, waar ons soms U nog steeds beskou as my, noem dit my buddy, of my pel, of my chommy. Mag 'n goddelike eerbiedigheid weer in ons harte kom herstel word, waar ons op daai punt kan kom om weer met ons voorkoppe, ons neuse, ons aangesig voor die voete te kan lê, met liefde, met 'n eerbied voor die koning van alle konings, om te sê, U is koning. U is koning. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen.